Welkom by Stellenberg Gemeente se daaglikse oordeenkings. Ons nooi jou graag uit om saam met ons op reis te gaan as geloofsgemeenskap. Nader aan God, nader aan mekaar, om 'n verskil te maak in die wêreld en om voortdurend te vernuwe. Vandag is Maandag 9 Junie en hierdie week wandel ons met die Ons Vader gebed en wat dit vir ons prakties beteken hier in Suid-Afrika op pad na komende Sondag se viering van Vadersdag. En vandag kyk ons na die tema van Ons Vader wat in die hemel is en wat dit sê oor God se teenwoordige vaderskap. Nou die Ons Vader gebed, geleer deur Jesus in Matteus 6 vers 9 tot 13, is 'n kragtige gebed en 'n herinnering aan God se vaderskap. En met Vadersdag voor die deur vir komende Sondag, is hierdie gebed veral relevant in Suid-Afrika, waar vaderloosheid 'n groot uitdaging is. Die opening, Ons Vader wat in die hemel is, vestig ons aandag op God as die altyd teenwoordige, liefdevolle Vader. En hierdie waarheid troos en bied rigting in 'n samelewing waar baie sonder paas as vaderlike ondersteuning leef. Nou Matteus 6 vers 9 sê, bid julle dan so. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Nou die frase Ons Vader wat in die hemel is, kombineer intimiteit en heiligheid. En die woord Vader, Abba in Aramees, dui op 'n liefdevolle, persoonlike verhouding, terwyl in die hemel is, God se almag en soewereiniteit beklemtoon. Die logiese sprake is God die perfekte Vader wat nooit verlaat nie, in teenstelling met die menslike paas, menslike vaders wat soms afwesig is deur omstandighede soos migrasie of armoede of geweld, kwessies wat Suid-Afrika se gesinne tref, waarvan ons almal kennis neem. Op Psalm 68 vers 5 noem God 'n vader vir die weeskinders. 'n Vader vir die weeskinders, wat hoop gee aan diegene van verwerping en die wat verwerping ervaar of beleef. En die woord ons Vader, die woord ons, beklemtoon dat ons deel is van God se familie, wat gemeenskap en eenheid bevorder. En in Suid-Afrika, waar historiese en hedendaagse faktore gesinne fragmenteer, roep hierdie belydenis ons op om mekaar te ondersteun. En Vadersdag is 'n kans om nie net biologiese vaders te vier nie, maar ook geestelike vaders en mentors wat God se liefde weerspieël. Jy sien, God se vaderskap gee ons identiteit en troos. En in Suid-Afrika, waar vaderloosheid dikwels lei tot lae selfbeeld, herinner hierdie gebed ons dat ons God se kinders is, met inherente waarde. Ons kan hierdie waarheid omhels deur gebed en skriflesing, die woord van God, wat wonde van verwerping genees. En Vadersdag is ook 'n geleentheid om God se liefde uit te dra deur mentorskap of ondersteuning te bied aan ons jeug in ons gemeenskappe. En laastens inspireer die heiligheid van God se naam ons om met integriteit te lewe, veral as rolmodelle vir hierdie volgende geslag. So 'n oefening vir jou miskien vandag om oor na te dink. Reflekteer oor hoe God se vaderskap jou waarde gee. Of bid vir iemand wat sonder 'n vader 'n pa is. Of doen 'n daad van sorg, soos om 'n kind te bemoedig. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dankie dat U altyd teenwoordig is. En in Suid-Afrika, waar vaderloosheid pyn bring, vra ons dat U die wonde sal genees en ons identiteit vir ons sal kom gee as U kinders en dat U dit sal kom versterk by ons oor ons identiteit in U. Help ons om U liefde uit te dra deur ondersteuning aan mekaar en ander en laat U naam in ons lewe geheilig word. Amen.